Tussen 3 en 5 uur elke weeksdag kan jy luister na RSG se Chinatyd met Amorey Becker. Dis 'n program met nuus, verkeersverslae, weervoorspellings en gesprekke oor interessanthede. Maurice het by die SABC se radioateljees in Auckland Park gaan gesels. 'n Mens kan altyd die lekker kry en haar stem hoor as Amorey Becker by die hoogtepunte van haar program kom. En dis wanneer die Chinatyd luisteraars sal watertand resepte met haar deel. Dit was die begin van 'n resepteboek met die naam Chila Resepte. Daarin sê sy, is luisteraars aan die woord en vind jy resepte vir elke dag van die week wat wissel van ou familiegunstelinge tot moderne kitsresepte. Alles met alledaagse bestanddele uit die koskas. Hierdie boek van jou, vertel my 'n bietjie, waar het jy die idee gekry om hierdie spesifieke resepte in 'n boek saam te stel? My tannie Louise Smit het vir my gesê, hoekom bel jy die mense in die middag vir resepte nie? Jy is daai tyd op die radio tussen 3 en 5, hulle is honger. Toe dink ek, hoekom nie net 'n idee vir aandete? En toe begin ons eers net bekende mense te bel om te hoor wat maak hulle vanaand vir aandete. Maar toe sien ek, ag nee wat, hulle is nie so into kos maak nie. Byvoorbeeld Emo Adams, ons het hom gebel. En Emo Adams sê, ag nee wat, ek eet vanaand sommer net 'n takeaway. En Elise Kaywood het gesê, ag as jy nou mal, waar sal ek staan en kos maak hierdie tyd van die dag? My man kan vir homself sorg. En toe het luisteraars begin te versoeke stuur en sê, bel my tannie, bel my oom, hulle maak lekker kos. En toe raak dit 'n baie ernstige storie. Nou bel iemand, gee vir ons 'n resep, en as daar iets verkeerd is in daai resep, dan bel iets soos 10,000 ander mense en sê, hoor hierso, daai resep kom uit die kook uitgeniet van 1922 en dit moenie 2 koppies suiker wees nie, slegs 1. So dis nou 'n baie ernstige storie. So het ons besluit, nee wat van ons eie luisteraars, en ek het soveel versoeke van hulle gekry van hulle resepte en hulle idees, en toe het ek besluit om dit in die boek te sit. Ek sien die boek is opgedeel in dae eerder as hoofstukke. Kyk, elke dag het mos 'n atmosfeer. Maandag is nou maar net nie 'n lekker dag nie, dit is 'n blou dag. So as jy vanaand by die huis kom, moet jy iets eet wat jou na 'n ander frekwensie kan gooi. Geen hardgekookte eier vir jou op 'n maandag aan, dit is te vervelig. So daar is dekadente disse op 'n maandag. En dan hier teen Woensdag, jy weet die naweek is al effe in sig. So, jy gaan 'n bietjie meer ligter kos maak, vroliker kos op 'n Woensdag. Sondag gaan ons terug na die baarmoeder. Dan maak jy jou ma se kos, want jy het mos die tyd, jy weet. So dis dan 'n skaapbout of skaapstertjie, 'n skaapbredie. Ja, sien maar jy gesels so lekker, kan jy net so lekker kook ook? Ons moet gaan kyk, Heng, ek het myself nou so honger gepraat. Kom ons gaan. Daar is 120 resepte in die boek en by elk 'n voorstel van 'n liedjie wat jy kan speel terwyl jy kook. Amorey is reeds 20 jaar radioomroeper. Aanvanklik by streeksradiostasies in die Wes en Oos-Kaap en sedert 2007 by RSG. Sy het vanjaar 'n ATKV veertjie ontvang as die luisteraar se gunsteling aanbieder. Kom ons kyk wat dis sy op. En nou daai hoed? 'n Mens moet altyd professioneel lyk, en as jou gaste jou so beloer met hierdie hoed, dan verwag hulle iets groots, jy weet. Hulle sien dan jy's duidelik in 'n ander klas wanneer dit kom by kos. So, net vir ingeval, die dis dalk nie uitwerk nie, dan dink hulle die fout lê by hulle. Dis baie slim van jou daai. Maar hoorie so, ek het in hierdie resepteboek gekyk, daar's soveel baie lekker disse daar so. Ek is maar bly jy maak die besluit oor wat ons gaan kook vandag, né? Ja, goed, hierdie dis, ek het besluit vir vandag het ons baie energie nodig. Ons maak 'n wonderlike sampioen en pesto gnocchi. Ek begin met botter en olie saam in die pan, en dat jy geweet, as mens daai twee saam in 'n pan sit, dan brand jy nooit iets nie. Goed, so, dan gooi ons die gnocchi lekker daarby, bietjie skroei hom, dis maar so 3 minute. Dan voeg ek die sampioene by die gnocchi, daarna voeg ek die pesto by, dis basilie kruid pesto, en dan olywe, heerlike gekrummelde feta kaas, en ek bedien dit met vars roket. Jy kan nie daar staan en loer nie, jy moet 'n bietjie proe ook. Doen dit vir jou? Absoluut. Die pesto met die kaas werk lekker saam, ek smaal daaroor. Mens kan sien jy's 'n baie goeie kok, né? Waar het jy liefde vir kos instaan? Eet is so deel van die lewe. Die filosoof Martinus Versveld het gesê, om te eet is 'n manier om die lewe te assimileer. So ek wil nou nie klink soos Helen Steiner Rice nie, maar ek is so lief vir die lewe en kos is so deel daarvan. Einste Martinus het gesê, jy moet nooit mense vertrou wat nie groot kastrolle in hulle huise het nie. Onthou, jy kan sowel die gnocchi as pesto klaargemaak koop of dit self maak. Hang net af van hoe baie tyd jy het. Maak ook bladsy 6. Bladsy 6. Amorey se pineappelbelewenis. Ek begin met pineappelringe, sommer so uit die blik uit, sit dit in 'n pan met 'n klein bietjie botter en dan die sap van wat jy in die pineappelblik kry. Dan die resep sê 'n kwart koppie breinsuiker, maar jy kan ook nie deesdae alles glo wat jy lees nie, so ek vat sommer 'n hele koppie breinsuiker wat ek dan strooi
op die pynappel en dan die vars gemmer wat jy sprinkel op die pynappel. Dit gee hom 'n pikante geur en dan swartpeper. Ja. Baie mense gaan dalk dink dit is snaaks om swartpeper by pineappel te gebruik, maar dit werk eintlik want dit bring die smaak daarvan baie beter uit, nie waar nie? Dit doen en weet jy proe nie eintlik die swartpeper nie. Dit dien net as 'n katalisator, so hy bring al die ander geure bring hy uit. Goed, nou gaan ons 'n bietjie room bygooi, net so vir ekstra dekadensie. Ek het agtergekom dat jou nageregresepte is voor in jou boek. Hoekom is dit so? Want die lewe is so onseker. Begin altyd met jou pudding eerste. Begin altyd met die lekkerste eerste. So het ek dit beplan en so maak dit sin vir my. Sien jy kans om vandag te begin met pudding? Dit ruik so lekker, ek kan dit enige tyd eet. Die soet pynappelgereg kan gebak of gebraai word en neem 'n uur om tot sy volle smullige reg te kom. Sy bedien dit saam met vanilla roomys en 'n vars mentblaartjie. Daar's hy, dis die laaste een. Ja, dis die laaste een. Jy weet George Bernard Shaw het gesê, geen liefde is so opreg soos die liefde vir kos nie. Maar kom ek gaan wys jou my ander liefde. Dit is om met haar mense te kuier. Sy wou met die resepteboek nader aan haar luisteraars kom, want volgens haar kan jy mense leer ken aan die manier waarop hulle 'n resep aan jou oordra. So voel dit asof sy elke middag 'n rukkie saam met hulle om 'n tafel sit en gesels en kwel oor lekker kos. Dis 'n lekker cheers. Ek moet sê julle is 'n lekker jolige klompie mense. Maar sê gou vir my, as kollegas en vriende van Amore, hoe dink julle, waar lê die sukses van haar radioprogram aan die een kant en haar resepteboek aan die ander kant? Want sy het soveel energie. Laat sy weet eintlik nie wat om maar mee te doen nie en jy hoor dit op die draadloos en dit is wonderlik en haar eerlikheid en dis vir my lekker. Ja, ek stem. Amore het die lewensfilosofie feel good en dit is baie belangrik dat mense wat na haar luister moet goed voel. En dis ook haar benadering in terme van die lewe, terme van kos. Dit moet goed proe, moet lekker wees, mense moet happy wees na die einde van dit. So ek dink dit is die sukses daarvan. Ek dink met Amore is daar eintlik 'n skeiding nie. Ek dink kos is childhood is lewe. So dit kom saam in die pakket. Dit is wie sy is. Daniel, jy ken al vir Amore toe daar as boetebesie op Charlotte en sê gou vir my, dink jy sy maak beter kos of saai sy beter uit? Nee, dit is wreed. Nee, Maurice. Jy kan met daai vraag gaan met die antwoord gaan jy 'n skeur tussen ons bring. Ek moet sê Amore het so 'n paar weke gelede vir my gesê, ek het my passie ontdek. En ek het gedink haar passie sou radio wees. Toe sê sy vir my dis kos. So die feit dat passie haar kos is en sy bring dit radio toe, maak dit vir my, ek kan nie sê sy's 'n beter kok as wat sy 'n radioomroeper is. Albei is wie sy is en dit bring die persoon wat sy is na die tafel toe. Ek is bang oor hierdie antwoord. Ja, ek is so bang ek gaan dalk nou miskien nie 'n kontrak kry vir volgende jaar. Nee man, jy kan maar gerus wees, glo vir my. Ek dink jy kan albei ewe goed doen. Jy's briljant, glo vir my. En ek moet ook sê, nadat ek so 'n voorsmaakie gekry het van hierdie resepte, gaan ek self ook baie meer gereeld agter die kospotte gaan loer. Nog 'n lekker kookboek in ons eie taal deur ons eie mense. Of jy die een koop of 'n ander een, maak in Afrikaans kos en wees trots op Suid-Afrikaanse disse wat nie 'n tyd hoef terug te staan vir fancy oorseese smake nie.